En vanaand het ons nog die voorreg om saam Mike Bolhuis weer te kuier. En hy is natuurlik bekend vir sy werk in ondersoeke, sekuriteit en beskerming. En ons tema is omvattende finansies vanaand. Hoe dit ons daaglikse lewe raak en hoe ons onsself kan toerus om sterker en slimmer finansiële besluite te neem. Dit is die 26ste Maart 2026 en julle is ingeskakel op Bikerhart Radio. Goeienaand Mike. Goeienaand en dankie vir die geleentheid. Hoor julle, ons praat vanaand oor geld wat baie skaars is. So, jy weet, ek is seker alles wat ek gaan sê is goed wat mense weet, maar is nie te sê as jy iets weet dat jy nie noodwendig hou net aan. So ek bly op 'n plaaserigheid, so die alarm het nou afgegaan. Ek sê nou net vir mense hierdie hondjies van my, as hulle net iets hoor of sien, dan maak hulle 'n move. So is nou maar beter om die goed af te sit, want as gaan hulle die hele tyd raas as ons praat. Maar baie keer het ek al gesien, mense weet 'n ding, en hulle dra kennis van 'n ding, dan maak hulle nog steeds 'n fout. So vir my is die gesprek van finansies 'n baie belangrike gesprek om gereeld te hê en te bespreek en na te luister, veral as jy dit uit die oogpunt uit hoor van iemand anderste. En ek praat uit die oogpunt uit van wat ons kan sien as spesialist ondersoekers wat armoede aan mense doen. So ek wil begin eers te noem, daar's baie mense wat arm is, hoor? Baie. Daar's baie meer mense wat arm is as die wat geld het. Daar is nie meer 'n middelklas nie, daar's die wat arm is en net survive en van die hand tot die mond leef of salaris tot salaris. En as hulle een slegte ding beleef in 'n dag of in 'n maand, kan hulle dit nie inhaal nie. Dan het hulle hulp en ondersteuning nodig. En dan is daar die 5% of 10% wat wel geld het in Suid-Afrika. En dis gewoonlik meer as genoeg. En selfs hulle kan foute maak met hulle geld. So ons gaan eers praat oor armoede, want armoede is 'n groot probleem in ons land. En as jy vanaand luister en jy die vermoë om 'n arm mens te kan help en te onderhou, dan ek jou nou al sê, is dit iets wat jy moet oorweeg. Jy hoef nie eens daaroor te bid nie, want dit is 'n Bybelse opdrag. Kyk of jy kan help, kyk of jy 'n verskil kan maak, maar hoe doen jy dit? So hier is hoe jy dit doen. Jy vind uit wat is die persoon of persone of familie se nood. Kom ons sê jy is 'n familie en jy kan sê R500 'n maand afstaan vir arme mense. Moenie die R500 vir iemand gee nie. Want arme mense baie keer weet nie self hoe om met geld te werk en spandeer dit op van gemorskosse tot drank en sigarette. So hier is hoe ons werk as ons mense help. Ons vind uit wat is die nood. Nou, as iemand vir my sê, ek het my laaste pakkie sigarette, dan is daar al klaar moeilikheid. Dan klim ek in hulle in. Dan gaan my heel eerste gesprek eers wees wat verduidelik dat dit is nie 'n nood nie. Dis 'n luxury en dis 'n sonde. So julle ken my nou, ek het al my mond goed gespoel oor sulke goed. Maar wat ironies is, jy sien dit baie keer, dat die armste mense is betrokke by dwelms, drank en sigarette en allerhande ander verkeerde goed. Hoe is dit moontlik? Wel, dit is, en jy sien dit. En as jy hom geld gee, of haar geld gee, dan spandeer hulle dit op dit. Want hulle probeer hulle omstandighede en hulle situasie wegdrink, of wegrook, of wegdobbel, of weg wat ook al. Jy kry baie verslaafde mense ook daar buite, nie net aan dit wat ek genoem het, maar nou genoem het soos dobbel ook. Jy kan nie iemand geld gee nie, glad nie meer nie. Mense wat hulp behoevend is, hulle het hulp nodig, en hulle is in nood, moet jy identifiseer wat het is wat hulle nodig het. En as dit kos is, dan koop jy vir hulle kos. Moenie vir hulle kos voucher gee nie, want hulle gaan verkeerd koop. As jy nou wel weet, dit is mense wat net klei trap, maar hulle is kundig en hulle weet wat om te koop en hulle is verantwoordelik. It's a different story.
Maar hier is die bottom line, jy moet 'n algehele identifikasie doen, evaluasie en risikoanalisering in die persone of gesin se lewe voor jy enigstens iets gee, het sy in die vorm van geld of goedere en voorraad. En jy kan nie geld spandeer op drank en sigarette en luxuries en gaskoeldranke en pakkies chips en gemorskosse nie, hoor. Jy moet ordentlike, behoorlike voedsel kry, groente en vrugte. En hier is die ding, as jy dit doen, ek kan jou verseker, die Here sien dit en sal jou daarvoor seën. Maar moet dit nie doen om 'n seëning te kry nie, dan werk dit nie. Jy moet dit doen omdat jy dit wil doen en omdat jy 'n verskil wil maak. En onthou, om mense te help, gaan altyd saam met 'n goeie gesprek en kommunikasie. Leer mense, help hulle, onderrig hulle, wees geduldig met hulle, maar verduidelik vir hulle. So, as jy nou by 'n gesin instap en jy wil help, of jy weet van gesinne, afhangende van die levels wat ek hier verduidelik het, kyk waar jy hulle kan help in woord ook, in kommunikasie, in opleiding, en sovoorts. En die ironie is, as ons almal wat bietjie ekstra het, net uitreik na die wat ons weet wat arm is, gaan ons al klaar 'n groot verskil maak, hoor. 'n groot verskil. Die tweede ding waarvoor jy wel moet uitkyk, is misbruik van jou hulp en ondersteuning. Want ek het al gesien dat mense gemaklik raak. Byvoorbeeld as jy hulle help met blyplek, dan bly hulle net. Hulle gaan soek nie werk nie, hulle plak nou net en bly. Of as jy hulle help met kos en goed, dan doen hulle nog steeds nie wat hulle moet doen om vooruit te beweeg en hulle self te kan onderhou. Nou, dit is waar 'n ou moet mooi kyk na mense wat werklik waar probeer om vooruit te kom en werk te kry of 'n ander vorm van inkomste of hulp van watter aard ook al, of die wat net eenvoudig terugsit en al die almoses geniet en eenvoudig niks daaromtrent doen nie. So jy sal daai tweede fase evaluasie ook moet doen en daar ook in woord moet help met opleiding en help. Soos byvoorbeeld help om werk te kry of die omstandighede te verbeter. 'n derde ding wat ek al agtergekom het, mense sit baie keer met goed wat hulle nie nodig het nie en wat luxuries is, soos 'n moerse hi-fi of 'n ekstra kar. Ons praat nou spesifiek van mense wat eers skielik klei trap. Ou moet versigtig wees voor jy help. Voor jy nie die identifikasie gedoen het van al die besittings en die resources wat daar nog is, wat gebruik kan word. En dan kan jy sulke mense help om van die goed te verkoop, om sodoende te oorleef. Dit is tog logies dat mense nie kan vra vir almoses, maar hulle sit nog met oorgenoeg voorraad van 'n ander vorm van materiële waarde nie. Hier gaan alles oor gesindheid en kommunikasie oor. Dit is baie belangrik, jy moet oop in hierdie tipe van goed ingaan. Help vandag is nie meer sommer net van stap en gee nie. Jy moet 'n deeglike ondersoek doen, deeglik, behoorlik, as jy help jy nie, jy doen skade. Jy help van die walle van die sloot. En jy kan eenvoudig nie almal help nie. Jy moet 1 of 2 identifiseer wat jy kan help, en jy moet daarop konsentreer en jy moet 'n goeie job doen. Jy moet help from beginning to end as jy kan, totdat hulle weer op die been is. Want die idee is om mense weer op die been te kry. Maar jy weet, ons praat dan nie noodwendig van misdaad, maar onthou maar, misdaad is een van die redes hoekom die land, misdaad is die hoofrede hoekom hierdie land homself so bevind, in soveel korrupsie en so ernstige ekonomiese situasies, mens misdaad. Onthou, armoede en onkunde. Onkunde eerste, armoede tweede. 'n onkundige persoon wat arm is, gaan steel. Want hy of sy weet nie van beter nie. En gaan eenvoudig die groot rivier volg, because everybody does it. Misdaad pleeg. Onkunde en armoede in die wêreld is die oorsaak, of die oorsprong waarvan misdaad begin. In plat Afrikaans gesê, as jy dom, onnosel en stupid is, gaan jy dom, onnosel en stupid goed doen.
wat misdadig is. Jy gaan jou buurman se hoender steel. Want jy gaan nie werk hê nie, jy gaan nie inkomste hê nie, dan gaan jy steel. Jy gaan steel en bedrieg en wanvoorstel en jy gaan die misdade pleeg wat jy kan pleeg. En deesdae is dit so, as mense pleeg misdade wat hulle kan en kan daarmee wegkom. Hulle daai vermoë. So, en soos ek gesê het, dit is die stroom. So as jy ontsettend baie ongeletterde mense het, wat arm is, raak almal van hulle in groepe misdadig. En dis wanneer sulke goed soos pickpockets, handsak diefstalle, selfoon diefstalle, klein diefstalle, inbrake en so verskriklik oorvloedig raak. En van hulle raak meer gedigte misdadigers en doen kidnappings, hijackings en selfs murder for hire ensovoorts. So misdaad het 'n ewige effek op mense wat hulle op hulle knieë kan laat. En dan obviously ook besighede wat vou en toemaak. Daar het in die laaste jare van COVID se tyd meer besighede toegemaak en armoede in ons land ingetree as al die jare van hierdie land se bestaan voorheen. Nou dis iets. So in die laaste 10 jaar in die jare van bestaan in ons land was die meeste verliese wat daar kan gewees het in so 'n kort tydperk. In 10 jaar, weens COVID en weens die korrupsie in ons land, wat die twee grootste slae geslaan het, wat hierdie land nog ooit getref het. So die ander ding wat ek wil sê is vir mense wat geld het, is baie keer gemaklik en besef nie hulle kan môre dit verloor of iets kan skeefloop nie. En maak nie noodwendig 'n beplanning vir omstandighede. Jy weet, dan praat ek van sulke goed soos om seker te maak dat hulle polisse behoorlik in plek is, begrafnispolisse, hulle go-to guys in plek is van as ek of iemand doodgaan in die familie. Jy weet, dit is 'n gerusheid wat jou kan maak, dat jy nie besef as iets skeefloop, dat jy iets nie behoorlik geadministreer het in plek het nie. Soos byvoorbeeld, mense wat nie geldelike probleme dink nie altyd daaraan as ek nou sterf in 'n hartaanval. Jy weet wat, is alles onmiddellik in plek om alles te kan aktiveer. Soos het mense die passwords, wat die belangrike mense die passwords van al my finansies en my selfone en my laptops en alles van die besigheid en weet wie om wat, waar, wanneer en hoe te doen. Ons het 'n go-to-guy systeem in ons specialist eenheid wat, as iets met my gebeur, is daar 9 mense wat inspring en alles net eenvoudig oorneem asof ek nog bestaan. And that's how it should be. Maar mense wat het, dink nie altyd daaraan nie. En dit is 'n baie groot probleem. En baie keer as mense in 'n ander kategorie iets ekstra goed in kry, dan kan nie wag om dit uit te gee nie. Jy kan nie dit vandag mee doen nie. Vandag moet jy baie versigtig wees as jy ekstra het, dat jy dit reg hanteer. En soos ek sê, neem altyd in ag die armes. Want môre kan jy in daai posisie wees. Wie weet, daar's mense wat ek in die jare gesien het, wat in 'n dag omtrent alles verloor wat hulle gehad het. Ek het al mense in sake gehad van mense wat in 5 maande alles verloor het, ander in 'n jaar. Maar ek het ook al mense wat in 'n dag. Ek het al mense wat kansvatters was, wat in een dag al hulle geld op 'n ding gesit het en dit verloor het. Ek doen hierdie werk 40 jaar, I've seen it all, wat mense met geld aanvang. En mense is baie keer geneig as hulle 'n ekstra geldjie en goed het, om sommer spandabelerig te raak. 'n Besigheidsman moet so 'n posisie hê dat as hy van hierdie maart, nie sy inkomste inkry wat hy moet kry, dat hy hom nog self kan dra vir die volgende 2 maande. As hy dit nie kan doen nie, dan staan hy voor 'n deur wat toegemaak kan word vir hom, vir die volgende maand om aan te kan gaan. Jy weet, dis een ding om dan na die banke toe terug te hardloop en jou jare vir lange verhoudings met al jou finansiële ondersteuners en te vra vir verdere
ondersteuning, maar dit gaan ook net weer help tot op 'n punt. Maar as jy baie ernstige skade of verlies het in 'n maand, dan moet jou besigheid van so 'n aard resources het en backing het vir ten minste 2 maande vooruit om jou te dra. En baie mense dink nie daaraan nie. So as jy ekstra inkry of jy doen goed, dan is dit baie belangrik dat jy dit distribueer en spaar, eerder as wat jy dit net spandeer. Mens kan glad nie meer nie, vandag. En ek sê dit vir die ryk manne ook, hoor. En daar is heel wat ryk manne in ons land en obviously in die wêreld. En daar is mense wat nie altyd daaraan dink nie. Maar op die einde van die dag, spesifiek in ons land en vir ons luisteraars, vir watter kategorie jy waar jy ook al self in bevind. Jy moet 'n ingeligte persoon wees as jy werk met geld. En die ongeluk is, die meeste mense wat ons ken, is maar mense wat van hand tot die mond, maand tot maand lewe en nie dit breed het nie. Hulle het genoeg en hulle kan in die aand by die tafel sê, dankie Here vir die voedsel, dankie vir ons onderdak, gesondheid, kleding, dankie vir al die goed en dankie dat jy ons elke maand deursien. Dit is maar die gebed, dank vir die wat in Christus glo en die Here dien, wat jy die meeste sal hoor van die meeste mense met wie jy te doen het. Maar die mense wat ekstra het en meer het, is gewoonlik mense wat weet hoe om met geld te werk. En ongelukkig baie keer is hulle meer strenger voordat hulle enigstens sommer het vir enigiemand sal geld gee, maar jy kry 'n persentasie onder hulle wat eenvoudig spandabelrig is en onverantwoordelik is. Hoe dit ook al sê is, hierdie lewe is totaal geheel en al onvoorspelbaar. Jy kan môre 'n nuus kry wat jou plat op die grond sit. Jy kan môre 'n aanslag kry van 'n ondersoek van SARS wat jy nooit verwag het nie. Jy kan môre ongelukkig of dood of iets verskrikliks beleef wat jou besigheid in 'n verskriklike situasie plaas. Jy kan môre jou man verloor of jou vrou of wie ook al wat jou in 'n heel ander manier beïnvloed en wat jou finansies ook beïnvloed. En dit is wat 'n ou moet weet. Jy moet weet hoe met jou finansies te werk, jy moet weet hoe dit is, hoe dit in plek is en wat dit alles dek. En dit moet heeltyd en aanhoudend behoorlik geadministreer word en dan moet go-to guys in julle lewens wees. As daar nie go-to guys is nie, dan is daar nie mense wat kan oorneem waar jy gestop het nie. Soos ek weer eens genoem het, dit is van kardinale belang as jy 'n besigheidseienaar is, of jy is die broodwinner in die huis. As jy nou daar sterf, wat dan? Jy weet as mense, hoeveel mense bel ons en sê, maar hulle kan nie in die foon inkom nie. Hulle het nie die nodige reëlings getref met die banke nie. Hulle moet nou wag. Daar's nou 'n boedel. Dit gaan dalk 2-3 jaar vat. Hulle het nie die nodige onmiddellike fondse om dinge te reël nie. Hulle kan nie eers vir die begrafenis betaal nie. Hulle kan net niks, alles is gevries. Jy weet, as jy nie hierdie reëlings tref met jou bank en jou finansiers nie, en met jou werkers, en met jou partner, jou vrou of jou man, of wie ook al, as die goed nie in plek is nie, en dit moet so in plek wees, dat het onmiddellik, dadelik kan aangaan, asof jy nog steeds leef. Want imagine wat 'n chaos sal dit wees, as ek sterf, en SSS kan glad nie meer aanbeweeg nie, hulle kan er niks inkom nie, hulle kan niks doen nie, die finansies is gestop, alles is gebreek, wat dan? En dis hoe julle daaraan moet dink. Ja, en dan, waarop jy die geld nie moet spandeer nie, het ek klaar gesê, jy kan nie geld spandeer. Wel, jy kan, maar in my opinie, en ek is reg, my opinies is reg, jy moet nie geld spandeer aan goed wat sleg is vir jou liggaam nie. So, jy moet maar versigtig wees vir enigiets van goed wat vet maak, chocolates, jy weet, aanhoudende inprop van gemorskosse, dan obviously 'n total no-no is drank en sigarette, en spandering op verkeerde vorms van entertainment, soos pornografie,
ensovoorts. Mense spandeer baie geld op gemors. En ek het al die meeste gevalle wat ek kry, as ek by 'n situasie instap, dan sê ek vir hulle, hoorie julle, ons sal help, maar julle hou op met dit. As ons 'n sigaretstompie weer in die asblikkie vind, onttrek ons alle hulp. As ons drank in die huiskas sien, of 'n leë bottel ergens, kom. Daai dier V8 engine wat daar in die boom hang, hy moet gaan. Ons wil nie weer 'n pakkie chips hier sien nie. Jy weet, jy wat help, het vereistes wat jy kan stel, hoe jy gaan help. Maar jy sal verbaas wees hoeveel mense spandeer baie geld aan gemors. So, hier is hoe jy kan sien, hoe jy geld kan spaar. Stop met enigiets wat jy weet skadelik is vir jou liggaam, of wat te veel is, of wat skadelik is, en wat jy weet verkeerd is, en die goed wat ek hier genoem het, en kyk wat spaar jy 'n maand. Nou, ek het nie per se 'n probleem met 'n man en vrou wat 'n wyntjie geniet by 'n ete, of daar 'n geselligheid is, ensovoorts, en daar is bietjie chips en coke en daai tipe van goed. Maar julle weet presies wat ek meen. Hoef nou nie hare te kloof voor die ding nie. Dit gaan oor jou level van bekostigbaarheid, en dit gaan oor, kom ons noem 'n tipiese voorbeeld, ons het laas keer so lekker gelag daaroor, is die vrou wat voor 'n kas vol klere staan, met haar arms op haar heupe en sê, ag, my volk, ek het niks klere nie, wat gaan ek dra vandag? Verstaan julle, daai prinsip werk net eenvoudig nie, dit maak nie eers sin nie. En dit is baie keer die geval, wat mense doen. En dis hoekom ek sê, jy moet heeltemal sny, wat jy weet vir 'n feit, jy behoort eintlik te sny, en as jy daai geld nog steeds vat, en jy gooi dit in 'n canvas bottel, en jy draai hom mooi toe, en jy tel hom teen die einde van die jaar, sal jy verbaas wees op die geld dat jy einde van die jaar in daai bottel, as jy gaan 'n emmer nodig hê. Want mense kan baie meer spaarsaam wees, en spaar, en dit is tot hulle voordeel van hulle gesondheid, en dit spaar dat jy mors, want jy het wragtig nie 50 broeke, maar ek nie in 'n 100 rokke nie. Daar's baie goed wat jy regtig nie altyd nodig het nie. En mense is verskriklik, hulle raak skoon anxious as jy vir hulle sê, hoorie, raak ons van 'n paar stelle van my skoene, ensovoorts. Nou ek sê nie nou jy moet nie, maar ek sê as jy kan, daar sonder, en jy kan iemand help daarmee, dit sal jou die wêreld se goed doen. Ek is 'n ou wat glo daaraan om mense te help. En ons werk baie nou saam met Moegesukkel. Enigiets wat ons nie kan gebruik nie, stuur ons vir Moegesukkel. Dis Jacques Papenfoos hulle. Hulle is deel van ons, kom ons sê, ons midhouse as daar rehabilitasies is. En daar is ander instansies ook wat dit doen. En jy kan altyd met sulke instansies werk, maar jy moet altyd met die instansies werk op 'n basis van dat daar deeglike ondersoekwerk gedoen word. Jy kan nie sommer net vir enige instansie ook net 'n klomp klere en goed gee nie, hoor. My opinie altyd is, as jy te veel het van 'n ding, verkoop dit onder die mense wat geld het, en gebruik die geld, en koop die regte goed vir die mense wat arm is, wat hulle nodig het. Want dit help nie, jy gee 'n Gucci handsak vir 'n vrou wat geen kos en klere het. Sy het kos nodig om te oorleef, en dan het sy klere nodig wat sterk en nie 'n brand is nie, wat sy kan net eenvoudig dra om haar te bedek en te beskerm. So, jy verstaan wat ek meen. Jy kan nie vir 'n arm mens 'n moerse duur jas gee, of 'n brieftas, of die duurste stel skoene. As jy ekstra goed het, en jy weet dit is waardevol, verkoop dit. En vat daai geld en spandeer dit reg en korrek op die armes of die wat in nood is. Jy weet, en dan praat ou baie keer so van, jy weet nie hoe jou kinders dit gaan maak in hierdie duur ekonomie. So, daar's ook 'n verantwoordelikheid. So, julle wat julle kinders kan help, maar onthou al die reëls stel ook vir kinders, hoor. Ek kry baie ouers wat net eenvoudig just they spend. Hulle dink nie eens daaraan nie, en dan hulle doen meer skade, want hulle leer nie hulle kinders hoe om met geld te werk nie.
en hulle leer nie hulle kinders om op hulle eie voete te staan nie. So is baie belangrik dat jy jou seuns en dogters leer hoe om met geld te werk. En vir hulle help, as jy kan, hulle help, maar die help is om uiteindelik hulle te kry op 'n punt waar hulle weer in 'n posisie is waar hulle ander kan help en hulle stabiel is en gesettel is. Jy sien, eintlik as jy boy, dit is baie waar wat die spreekwoorde sê, die wêreld draai om geld. Dit is so, want as jy vandag geld wegvat, dis 'n currency waarmee jy oorleef, dan kan jy nie oorleef nie. As jy geen geld het, het jy nie kos nie. As jy geen geld het, kan jy nêrens ry nie. Jy het nie 'n kar nie, jy het niks nie. Die hele alles wat jy het jy bekom weens finansies, of praat nou van fisiese goed. Jy het jou liggaam soos wat hy vandag is, weens geld. Jy het geld gespandeer vir die regte vitamines, dokters, medikasies, voeding, kleding, en. As jy nie geld gehad het, jy niks van daai kon doen nie. So, 'n ou moet baie mooi daaroor nadink, dat God het sy ware waarde en hy is absoluut vir kardinale belang vir noodsaaklikheid en oorlewing. En jy kan nie daarsonder nie, maar jy kan dit verkeerdelik hanteer, spandeer en onverantwoordelik wees en skadelik toepas. En dis waarvoor jy moet versigtig wees. En dit is dus die talente wat die Here vir ons gegee het. Jy moet, dis 'n talent om met geld te kan werk en reg daarmee te werk, sodat jy die verskil kan maak. Want as jy geheel en al jou gelde en alles waarmee jy werk, op jouself en alleen in selfsugtigheid spandeer, dan pas jy in ieder geval nie toe wat belangrik is, wat deel is van naaste liefde. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, al jou magte, al jou kragte, jou algehele wese, insluitende geld, en jou materie en al jou besittings, wat jy gekry het weens geld. Maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself, gelykstaande aan die grootste gebod. Ons kan nie daarby verby nie, mense. Ons kan glad nie daarby verby nie. En dan 'n laaste ding wat baie belangrik is, jy moet jou mense reg betaal. Jy kan nie laat 'n klein huisie vol mense vir jou werk, en jy kyk nie mooi na hulle nie. Jy moet hulle ken soos die palm van jou hand en hulle nood ook. En hulle help en hulle ondersteun. Ken jy ek bly op 'n plaas, 'n klein plaas, en ek het so 20 mense wat vir my werk. Maar ek ken hulle almal. Dis die palm van my hand. Ek weet wat hulle nodig het, ek help hulle met alles, ek het hulle alles geleer wat hulle moet. Ek het mense hier wat meer as 20 jaar by my is. Ek het mense hier, wel almal, ek vertrou hulle. Ek het mense hier wie se families hier werk. En jy weet, ou kry dit net as jy lank saam met mense operate en wederwysige respek het en reg betaal en mense mekaar leer. Ek leer alles van hulle en hoe hulle werk en hulle leer alles van my en hoe ek werk. En hulle weet, ek is die go-to guy. Hulle weet, as ek sterf, is almal van hulle sonder werk. Ons het al so 'n gesprek gehad. Maar finansies is iets wat jy altyd moet deel en jy moet dit daarmee reg deel. Anders het jy nie 'n behoorlike besigheid nie, jy het nie 'n behoorlike infrastruktuur nie. So as jy mooi kyk na die mense wat vir jou werk, ek praat nie van bederf nie. So nou en dan kan jy bederf, is altyd 'n goeie ding, maar 'n mens moet versigtig wees met bederf, want dit kan mense ook skade aandoen. Maar as jy mooi kyk na jou mense, there is perfect communication omtrent alles, behoorlike kommunikasie en opleiding. Dis nie net 'n gee en nie toetrede nie, nie 'n omgee nie 'n verhouding nie 'n belangstelling, nie eens weet wat die persoon se van is nie, wie sy familie is, wat is sy gesondheid, omgee, vra, kommunikeer, praat, verduidelik. Jy weet, daai tipe van ding is baie keer non-existent in besighede. Jy het 'n baas, jy het onderbaase en dan jy werkers, but there's no communication. Die ouens werk, hulle sit agter hulle rekenaars, hulle doen hulle werk,
hulle werk miskien vir kommissie, of wat se werk hulle ook al doen, of in 'n garage, of in 'n winkel, of wat ook al, but there's no communications, daar's nie 'n verhouding nie. It's not a good thing. So, jy weet, geld speel die absolute rol in ons algehele sosiale infrastruktuurslewens wat ons beleef daagliks. En kan 'n reuse verskil maak as dit reg en korrek deur die wat dit het toegepas word. En ook die wat dit ontvang, wat dit dan weer korrek en reg toepas. En miskien 'n laaste sin, jy moet ook dankbaar wees vir jou geld teenoor God. Sê vir die Here dankie. Dankie vir die inkomste wat ek het. Dankie vir dit wat ek het. En die Here sal in jou nood voorsien, nie noodwendig wat jy wil hê nie. Eindig maar altyd in jou gebed, let your will be done. Here, laat u wil geskied. Ek doen niks en ek bid niks sonder dat ek dit bysit nie. En ek is eerder in die wil van die Here met niks, as buite die wil van die Here met alles. En ek meen dit wat ek vandag hier sê. En ek is geseën, die Here is vir ons goed. Almal gaan deur verskriklike finansiële probleme. Almal van ons. Ek het mense wat so sukkel, hulle kan nie eens R200 'n maand betaal vir sake nie. Ek het mense wat wil kom gras sny vir 'n inkomste. Dis verskriklik. Ons deel met the worst of the worst, the worst of the worst. In der duisende. Hier is miljoene mense in Suid-Afrika wat sukkel. Maar anyway, ek hoop die bietjie wat ons hieroor gepraat het, 'n bietjie meer insig oor die waarde van jou finansies, die verantwoordelikheid wat jy het omtrent jou finansies, en die goed wat dit kan doen, die skade wat dit kan doen, en dat ons ingeligte besluite daarmee moet maak, alles wat ons het in besit, en dat ons altyd alles wat ons doen, sal doen tot eer en verheerliking van die Here, en tot eer van sy naam. En ons bid ook dat die Here ons sal seën met ons finansies, en dat ons die Here daarvoor sal dankbaar wees vir alles wat ons het, en dat ons vir die Here sal vra wat ons nie het nie, maar wat ons nodig het, en nie noodwendig wat ons wil hê nie, maar dat sy wil sal geskied in ons lewens, met dit wat ons het, materieel en finansieel, en dat hy ons sal seën met absolute wysheid, insig, mag, krag, voorspoed. Daar kom hy nou die voorspoed, gesondheid en onderskeiding, en dat hy ons barmhartig en genadig sal wees. Mike, baie dankie. Ons het so 'n paar comments hier so op die groep. Ek wil dit net gou met jou deel. En dan wil ek ook net noem, dus die petrol gaan ook natuurlik verskriklik op, en dit gaan die mense nog meer agteruit sit. Want ons het nou so pas dit gehoor, en ja, hulle sê, die meeste van die mense, as hulle kan, moet hulle maar van die huis af werk, maar ja, dis nie altyd moontlik nie, Anne-Marie sê so, of Maureen sê so, as ek voel om iemand te help, koop ek niche-ware, dis te gevaarlik om mense in te vat. Ja, Anne-Marie, dit is, want soos Mike ook sê, as jy nie daai ondersoek gedoen het nie, dan kan dit gevaarlik word. En Eva sê, Anne-Marie sê, ek het 'n geval van 'n 26-jarige ma, van 3, wat kom werk het, ek gee haar toe werk, en sy bring die kinders, gee met liefde vir die ondervoede kinders kos, maar die ma dra die koskas en items weg en verkoop dit. En dis wat jy gesê het, Mike. Tot ek agtergekom het, die geld gaan vir dwelms en alkohol, en nie vir die kos vir die kinders nie. Hoe maak mense om kinders te help en hulp vir die ma te kry? Dit is nou weer... Daai dame moet my môre bel, want daai tipe van mense tree ons teenoor op. Ek het geen genade van mense wat dit doen nie. Ons gaan eenvoudig teenoor hulle optree, ons gaan vir die kinders optree, en ons gaan teen daai ma optree. So hulle kan my net môre bel, so enigiets na 9. Nee, ek het môre taakspanne, so na 11. Ja, en dan sê Maureen, dankie Mike vir wat jy in jou span doen. Wat maak mens as jy weet iemand gebruik dwelms en jy wil nie bekeer en ophou nie? Hoe help ek sonder om self betrokke te raak? Ek is net vel en been.
Ja, daai kan ook vir my net ge-WhatsApp word met details, dan kan ek adviseer, ek sal vir haar 'n ordentlike voice note stuur. Daar is opsies, maar daar kom ook 'n stadium dat 'n ou moet net eenvoudig iemand afskryf, hoor. Mense like nie daai woord nie, maar as jy alles al gedoen het om iemand te probeer red, dan moet jy dit afskryf en isoleer. Disassociate, heeltemal geheel en al afsny, maar ek sal dit bietjie meer vir haar verduidelik as sy my kontak. Ja, Mike, en dan as ek wil, dit is 'n vraag van my kant af, nou kom hierdie arm persoon, nee, hy kom in geld, hy het geld gekry, tannie van hom het gesterf, en hy het nou die geld gekry, en hy weet nie wat om te doen nie, en die sharks kom na hom toe en sê, jy moet dit hier belê, jy moet dit doen, jy dit doen, ja. Kan hulle na jou toe kom? Kan hulle na julle toe kom? Om as enige van julle, as enigiemand wat luister, hoor nou wat ek vir julle sê, as enigiemand, na ek hierdie foon neersit, enigiemand van julle geld wen, doen jouself 'n guns, stuur vir my 'n WhatsApp en sê, Mike, ek het hierdie geld gewen, wat is jou opinie, wat moet ek doen? Net dit. Ja. En ek stuur vir jou 'n projek wat vir jou alles sal verduidelik en niemand sal jou vang of bedonder nie. Ja, want definitief, as die mense weet jy het geld, gaan hulle jou nader. Ons agter jou aan. Ja, absoluut, en absoluut. Ons cybercrime het ons hoeveel keer bespreek, en al hierdie beleggings en al hierdie ouens is agter mense aan wat juis, en hulle hou hulle oop vir mense wat geld of gewen het, of gekry het, of geërf het, hoor. Nou Mike, as ons moet afsluit, wat is jou 3 belangrikste wenke om sommer net so in 'n neutedop te sê, waarna ons mense moet kyk? 3 stappe, vinnige stappe. Yes, juffrou, nou sit jy my op 'n plek. Ek het dan alles mooi verduidelik. Ja, maar ons gaan... Ek gaan net een ding sê. Ja. Luister weer na die recording. Ja. Dit is belangrik altyd om weer daarna te luister, want dit is baie inligting. Ja. Luister weer daarna, en terwyl jy luister, stop, maak notas. En leer dit. Leer dit soos wat jy in 'n klas wiskunde leer. Leer dit, pas dit toe. Maar hier is die belangrikste ding. As jy werklik waar nie weet nie, moenie iets doen nie. Ja. Vind uit, en as jy nie kan uitvind nie, kontak my. Niemand gaan my pla nie. Niemand kan my vasvra nie. Ek gee altyd antwoorde. Ek is altyd daar. Die Here het my daai vermoë gegee, ek sal vir jou antwoord. Stuur 'n WhatsApp en sê, Mike, ek het alles getraai, alles probeer uitvind, ek het my huiswerk gedoen, maar ek weet nie wat om hier te doen nie, en ek sal jou adviseer. Baie dankie Mike, dit was weer vir ons 'n goeie onderwerp vanaand. Ons moet wees, waar is die stadgat vanaand? Ja, ek wonder self, ek het gesien, hy sê hy is in die huis, en ek sien hy het hierso iets gepost, of was dit nou Jacques, want Jacques kan ook stout wees, en sê, ek verkoop 'n skaap, jy betaal die R2000 in my rekening, en ek verduidelik die skaap hoe om tot by jou te kom. Alright, julle, mooi loop, hoor. Baie dankie Mike, blessings vir jou. Bye. Bye.